Maak vir oop daar in Psalms. Ek wil hê vanmôre met jy baie mooi luister. En daar's iets wat ek wil hê jy moet raak sien vanmôre. En hopelik na vandag sal jy Psalms in 'n heeltemal 'n ander perspektief lees. Nou meeste van die Psalms is geskryf deur Dawid. Daar is ander Psalms deur Asaf en Korag, die seuns van Korag en so aan. Maar meeste van die Psalms is geskryf deur Dawid. En ons lees baie male die Psalms as mooi gediggies en as aanbiddingsliedere en as net woorde wat oor troos, wat ons troos en versterk en so aan. Maar ek wil hê ons moet bietjie uit 'n ander perspektief na kyk. Nou ek wil vanmôre noem, eintlik wil ek sê die geheim van Dawid se Psalms. En ek wil hê as jy dit vanmôre gaan snap en jy gaan die Psalms lees, dan gaan jy 'n totale ander perspektief kry. Dan gaan jy ook verstaan, want iets van Dawid wat uitstaan. Wie kan vir my iets sê van Dawid wat uitstaan, wat die Here van hom gesê het? Hy's 'n man so na my hart. En dis nogal iets wat die Here van iemand kan sê. Hy's 'n man na my hart. En as ons kyk na Dawid, Dawid was nie perfek nie, hy was nie volmaak nie. Hy het baie foute gehad. Hy het baie dinge verkeerd gedoen. Ek meen die Here het hom nie toegelaat om die tempel te bou nie, hoekom? Hy het te veel bloed op sy hande gehad. Ek meen hy het oorspel gepleeg met Batseba. Hy het moord gepleeg. Hy het al die dinge verkeerd gemaak, maar tog sê die Here, hy's 'n man so na my hart. Hoekom sê die Here dit sê? Want Dawid het die Here geken. En dit is wat uitgestaan het van Dawid. En dit kan ons ook sien in sy Psalms. Ek wil hier met my oopmaak eerstens in Psalm hoofstuk 13. Ons gaan eers daarso lees in Psalm 13. Ons gaan baie Psalms lees. So skryf dit wanneer ek die geheim van Dawid se Psalms. En ons gaan daarso lees eerstens in Psalm 13. Maar nie jou Bybel so toemaak, jy bly daar in Psalms rond, okay? Ons lees daarso lees in Psalms 13. Nou iets wat interessant is van Dawid. Hoor dat hy skryf in meeste van sy Psalms. Nou onder andere in Psalm 13 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid. Hoor dit sê: Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Luister wat hy sê. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Tja, Dawid. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoeveel van julle het al so gevoel? Wie voel nou so? Nie skaam wees nie. Niemand, as die mense in die kerk vir jou skinder, met hulle kom vir bekering. Baie male voel ons so. Here, hoe lank sal U van my vergeet? Met Dawid, 'n man na God se hart. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Altyd deur. Klink dit vir jou of dit gereeld gebeur het? Dat hy so gevoel het. Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoeveel loop hy met geworry en 'n gestres en 'n gepaniek en 'n gealles? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? As jy Dawid se hele geskiedenis ken, jy sien, hierdie man was in drama gewees elke dag. Aanskou tog, verhoor my Here, my God, verlig my oë sodat ek nie in die dood inslaap nie. Sodat my vyand nie kan sê ek het hom oorwin nie en my teenstanders nie juig as ek wankel nie. Maar ek, kyk nou wat sê hy, op U goedertierendheid vertrou ek. My hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here omdat hy aan my goed gedoen het. Wat? Dit klink so 'n bietjie kontradiktief nie so. Hier sê nou net, Here, hoe lank sal U my nog vergeet en die gesig van my verberg? En dan pleit hy by die Here, en Here, hoe lank sal ek nog loop in hierdie bekommernis en hierdie stres en hierdie worry in my hart en al die dinge? Verhoor my net, Here. En net daarna dan sê hy, maar ek.
op u goedertierendheid vertrou ek. My hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Het die Here al daaraan hom goed gedoen? Het die Here al daaraan hom goed gedoen, toe hy dit geskryf het? Nee, glad nie. Hy het nou net gesê, hy sit in hierdie dinge. En dan sê hy, op u goedertierendheid vertrou ek. My hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die Here. Omdat hy aan my goed gedoen het. Ek dink ons kan hierso al klaar iets van Dawid se karakter sien teenoor God. Die Here het hom nog nie eers hier aangehoor nie. Het hom nog nie eers die uitkoms gegee nie. Maar hy het God geprys vir wie God is en omdat hy al reeds aan hom goed gedoen het. Weet, ons lees baie male hierdie psalms net as mooi gediggies. Maar ons kan nie onsself insien in wat hierdie omstandighede was nie. Dawid het nie hierdie geskryf as iemand wat soos 'n digter byvoorbeeld daar voor 'n venster sit, so uitkyk oor 'n natuurtoneeltjie en rustig sit en 'n psalmpie skryf nie. Weet jy waar Dawid hierdie psalm geskryf? Toe hy weggekruip het, terwyl hy gevlug het. Hy was verraai gewees. Hy was gejag gewees. Terwyl hy wag vir 'n belofte wat lyk of dit nooit gaan realiseer nie. Dis waar hy dit geskryf het. En weet jy wat is vir my interessant van sy gedigte? As ons mooi gelees na psalms, dan sal ons sien, dis nie liedere wat 'n man geskryf het wat altyd net oorwinnings behaal het nie. Meeste van dit, ek wil dit eintlik so sê, was eintlik asemhalings van 'n man wat net probeer oorleef het. Maar as jy daai psalms gaan reg lees, onder alles wat ons nou gedoen het, dan sien jy iets baie besonders, iets wat uitstaan van Dawid. En wat jou eintlik 'n ander perspektief gee van die stryd waarin jy is, en die stryd wat jy elke dag beleef. Want kyk, ons het almal bekommernisse, vrese, ons het almal probleme, ons het angs. Baie van ons sukkel dalk met stres, met 'n worry oor die dag van môre, hoe dinge gaan uitwerk, in ons huislike omstandighede, in ons werke, in ons huwelike, in ons, Here, hoekom hoor u my nie, hoekom kom maar nie verandering, Here, wanneer kom die uitkoms, Here, hoe? En dan sien ons ietsie van Dawid, terwyl hy besig was om te vlug, terwyl hy verraai was, terwyl hy besig was om gejag te word, het hy ook so gevoel. Maar dan sê hy, Here, ek sal op u goedertierendheid wag, ek vertrou op u heil. Ek sal u loof, want u het aan my goed gedoen. Weet jy, as ons bietjie na Dawid se lewe gaan kyk, die grootste werk wat God in Dawid se lewe gedoen het, was nie terwyl hy as 'n koning op die troon gesit het en orders gegee het nie. Weet jy wat, dit was waar die Here die meeste werk en die grootste werk in Dawid se lewe gedoen het, was toe hy in grotte weggekruip het. Hoor mooi. Dis waar God sy grootste werk in Dawid se lewe gedoen het, was in grotte. En weet jy wat, die oomblik wanneer jy gaan besef, die grotte van God, as ek dit so wil noem, is nie 'n straf nie. Dit is 'n plek van vorming. Hoor my wat ek vandag sê, die grotte van God is nie 'n plek van straf nie. Dit is vorming. Dit is waar jy gevorm word. As jy moet bietjie die hele 1 Samuel gaan lees, maar hier vanaf 1 Samuel 16 af, gaan lees al die volgende paar hoofstukke. Daai hele paar hoofstukke daarna. Hoe Dawid eerstens gesalf word as koning. En daarna oorwin hy die reus, ou Goliat. En daarna raak ou Saul so 'n bietjie kranksinnig en dan roep hy nou vir Dawid om vir hom te kom speel en hom te kalmeer en al die dinge. En naderhand raak Saul jaloers op Dawid. Omdat Dawid so baie guns van die Here ontvang.
En Saul begin 'n haat te kry in Dawid. Hy vang 'n gly in Dawid en hy probeer Dawid doodmaak. En Dawid moet vlug vir sy lewe. En weet jy wat gebeur? Net nadat hy gesalf is as koning. En ek meen, hy het nog steeds gesubmit onder Saul se koningskap, as jy gaan kyk. Hy was nie arrogant geweest en vir Saul in sy gesig gedruk, ek is jou opvolger nie. Hy het hom nog steeds gesubmit onder Saul se koningskap. Maar wat gebeur net daarna? Hy het nie dadelik die troon gekry nie. Hy het nie dadelik 'n kroon gedra nie. Hy was nie dadelik in die paleis as die koning nie. Weet jy waartoe het hy eers gegaan? Na 'n grot toe. Hy het gevlug na 'n grot toe. Die grotte van Adullam, waar hy gaan wegkruip het. En weet jy wat skryf Dawid daar? Maak vir my van Psalm 57. Terwyl hy daar wegkruip vir Saul. Nou ek lees net vir julle die eerste gedeeltes van hierdie psalms. Ek stop spesifiek vir 'n rede op 'n spesifieke plek. Jou huiswerk is, jy moet die res van die psalms gaan lees. Dan gaan jy sien waarvan ek vandag praat. Want in die eerste gedeelte praat hy oor sekere goed, in die tweede gedeelte dan verander die hele psalm. Hy gaan kruip weg in die grotte van Adullam, waar hy gejag word. Hy vlug later na En-Gedi toe, waar Saul hom agterna sit. Daar ken jy ook die storie wat daar gebeur het, waar Saul hom gesoek het en Saul het daar in die slaap geraak en hy die slip van sy mantel afgesny het. Vir hom gewys het ek is nie jou vyand nie. Die Here het jou my hand oorgegee, maar ek het jou niks aangedoen nie. Julle 'n bietjie in Samuel gaan lees, is baie interessant. Maar in Psalm 57, terwyl Dawid in daai grot sit, skryf hy die volgende. Psalm 57 vanaf vers 2, hy sê, wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil en in die skaduwee van U vleuels sal ek skuil totdat die onheil verbygegaan het. Hoor wat hy sê, by wie gaan skuil Dawid? Hy sit in 'n grot, maar by wie het hy gaan skuil? In hy grot. By God. Hy was nie op 'n lekker plek nie. Alhoewel hy in 'n grot gesit het, het hy gesê, ek skuil by God. Ek skuil by U. Ek roep God die Allerhoogste aan, God, wat dit vir my voleindig. Hy sal uit die hemel stuur en my verlos, terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen. God sal sy goedertierendheid en sy trou stuur. Ek moet onder leeu's lê, wraakgierig is, mensekinders wie se tande spiese en pyle is, en wie se tong 'n skerp swaard is. Hoor wat sê? Here, ek moet hier onder leeu's lê, hulle almal wil my verskeer. Wraakgierig is, mense wat wraak op my wil toepas. Mense wie se tande spiese en pyle is, hulle wil my lewe verwoes. Wie se tong 'n skerp swaard is, hulle beskinder my, hulle vertel leuns, hulle verkondig goed, hulle vertel dinge van my wat nie die waarheid is nie. Here, hulle praat van my agter my rug, hulle doen al die, waar gaan skuil hy? Hy is wel in die grot van Adullam, maar waar gaan skuil hy? By die Here. En hy maak sy hart voor die Here oop. En let iets op wat hy sê. Daarso sê hy, daarso. En daarso in vers 3, hy sê, ek roep God die Allerhoogste aan, God wat dit vir my voleindig. God wat dit vir my voleindig. Hoor wat hy sê? God sal dit vir my voleindig. Hy sal dit wat God se plan vir my is, sal hy volbring. Hy sal dit klaarmaak. Hy sê nie hierso, God sal vinnig my situasie verander nie. Hy sê nie hierso, God sal my uit hierdie grot haal nie. En weet jy wat sê hy? God sal sy plan klaarmaak. Kom ek jou een ding vertel. Alles in die lewe het 'n doel en 'n rede. Wanneer jy jouself ook bevind soos Dawid, wat gejag word, weet jy wat? Hou op om ek wil eintlik vir jou sê, te skop teen die prikkels. As jy jouself in 'n grot bevind, hou op om die oorlog te wil veg.
gaan skuil by God. God sal sy plan klaarmaak. Kan ek jou iets vertel, daai plek waar jy vasgevang voel, né? Daai plek waar jy voel, jy sit in daai grot, jy's vasgekeer. Dit is juist die plek waar God besig is om klaar te bou. Dit is juist die plek waar God se bouwerk plaasvind. En ons dink baie dikwels God werk deur om ons situasies net te verander. Of om die situasie op te los. Maar weet jy wat, God werk baie dikwels deur volharding. Wanneer ons volhard, wanneer ons deursit, wanneer ons deurdruk, wanneer ons vashou, deur daai stryd. Kom maar vir sê, maak nie saak hoe groot die stryd is nie, daar's aan die einde van die dag altyd 'n uitkoms. Ons bid baie maar, Here, verander my omstandighede. Weet jy wat antwoord die Here jou? Ek verander jou. Kom ek verander jou. Kom ek verander jou omstandighede, nie kom ek verander jou. Kom ek change jou. Kyk 'n bietjie in jou omstandighede wat jy beleef. Kom ons kyk na die vrug van die Gees. Wat wil die Here jou leer? Wat wil die Here in jou deponeer? Wat wil die Here in jou bou? Maak gou oop aan Galasiërs 5. Jy sien, die stryd is nie maklik nie. Die grot is nie 'n maklike plek om in te wees nie. Om te vlug is nie 'n maklike plek om te doen nie. Maar wat sê God? Ek verander die omstandighede nie, ek verander jou. Ek wil hê jou hart moet verander. Iets in jou moet change. Dit help nie net die omstandighede verander, maar jy bly dieselfde nie. Dit is nie die doel van vorming nie. En God sê daarso, in die vrug van die Gees, hy sê, die vrug van die Gees is liefde, vers 22, Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hoor gou hierso, vra 'n bietjie vir die Here in jou stryd wat jy is. Wat wil hy jou leer? Wil hy jou liefde leer? Weet jy wat, ek wil vir jou sê, kom ons vat in Dawid se geval. Saul was sy vyand. Saul het hom gehaat. En toe Saul homself daar in die grot daar by Engedi vind, en hy raak daar in die slaap, sê die manskappe vir Dawid, "Hey Dawid, die Here het hom in jou hand oorgegee." En Dawid sê, "Hoe kan ek my hande slaan in die gesalfde van die Here? Hoe kan ek dit doen?" Hoe kan jy liefde leer as jy nie gehaat word nie? Hoe kan jy leer om liefde te gee as jy nie liefde ontvang nie? As jy die teenoorgestelde ontvang? Jy sien, jy leer om lief te hê, juis wanneer jy nie liefde ontvang nie. Dis wanneer jy leer wat werklike liefde is. Hoe kan jy blydskap hê? En hoe kan jy blydskap leer en blydskap waardeer as jy nie teleurstellings beleef nie? Hoe kan jy vrede leer as daar nie onrus is nie? Hoe kan jy leer om in God se vrede te kom as daar nie onstuimigheid in jou lewe is nie? Hoe kan jy leer om God se vrede te vind en God se vrede te soek as daar nie allerlei storms om jou is nie? As daar nie allerlei stryd en onrustigheid in jou is nie? Jy sien, dis juis in die grot waar God sê ek verander jou. Die omstandighede is nie daar om jou te verwoes nie. Dis wat die plan van die vyand is. God sê, alhoewel dit sy plan is, verander ek jou. Hoe kan jy lankmoedigheid, geduld leer as jy nie geforseer word om geduldig te wees nie? Hoe lank moes Dawid wegvlug vir sy lewe?
Hoe lank moes hy vlug? Hoe lank moes hy veg? Hoe lank moes hy wegkry? Hy moes allerlei weird goeders gedoen. Hy moes hom kranksinnig ook al gehou het. Vriendelikheid. So kan ek aangaan, goedheid. Hoe kan jy goedheid leer as jy nie sleg behandel word nie? Hoe kan jy getrouheid leer as daar nie aan jou ontrouheid of onreg aangedoen word nie? As jy nie neergesteek word nie, as jy nie verraai word nie. Hoe kan jy sagmoedigheid leer as daar nie aan jou nederigheid en sagmoedigheid getoon word nie? As mense se harte verhard word teenoor jou. As jy in 'n situasie kom waar dit die onreg aan jou gedoen word, sien wat die Here vir jou probeer leer. Selfbeheersing. Hoe gaan jy selfbeheersing leer as jy nie tot op die uiterste beproef word nie? Baie van ons sal struggle met selfbeheersing. Sal ons leer om ons tong in toom te hou as daar nie 'n stryd teen ons is nie. So kan ek aangaan. Ons bid, Here, verander my omstandighede. Dis wat ons almal bid. Here, verander my omstandighede. Wat sê God? Weet jy wat? Ek verander jou. Ek is besig om aan jou te werk. Want daai omstandighede bring dit wat nie reg is nie na bo, na vorentoe. Dit wat nie moet vrug, wat nie reg is nie. As daar iets in jou hart is wat nie die vrug van die Gees is nie, dis wat daai omstandighede doen, dit bring dit na vore. Hoe sou Dawid geleer het om lief te hê, om te vergewe, om vrede te hê, as Saul hom nie gejag het nie? Hoe sou hy geleer het om geduldig te wees, as sy eie seun hom nie verraai het nie? Sy eie seun Absalom het hom gejag. Jy sien, dit is hoekom God gesê, Dawid is 'n man so na my hart. Dit is hoekom Dawid, as ek teruggaan na die Psalm toe van Psalm 13, dit is hoekom hy daar gesê het, hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet, hoe lank sal U aangesig vir my verberg? Ewe skielik maak hierdie Psalm sens, dan lees ons daar, hoe lank sal ek planne beraam in my siel, my bekommer in my hart oordag, hoe lank sal my vyande oor my verhef, aanskou tog, verhoor my Here, my God, verlig my oë, sodat ek nie die dood inslaap nie. Hy bid, Here, verander my omstandighede. Maar wat sê hy? Maar ek, wat sal ek doen, Here? Ek bid, verander my omstandighede, maar wat sal ek doen? Here, wat doen ek? Here, weet jy wat gaan ek doen? Alhoewel ek dit gebid het, weet jy wat gaan ek doen? Op U goedertierendheid vertrou ek. En my hart sal juig oor U heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Hy het nie goed gedoen dalk deur my situasie te verander nie. Hy het goed gedoen deur om my te verander. En Dawid leer dit in die grot. Dat 'n koning wat nie in 'n grot was nie, 'n tiran word. Hoor jy wat ek sê? Kyk na Saul, kyk na Absalom, kyk na alle 'n koning wat nie in daai grot was nie, het 'n tiran geword. Maar 'n koning wat in 'n grot eers gebreek is, het 'n herder vir sy volk geword, dat hy 'n psalm kan skryf, die Here is my herder en hy het my geleer om 'n herder te kan wees. Daar's 'n rede vir die grotte waarin jy moet skuil. Daar's 'n rede vir daai grotte in jou lewe. En weet jy wat Dawid se grootste geveg, as ons lees in sy psalms, wat hy geskryf het, hulle sê ons op skool het ons altyd die gedigte, die goeders so ontleed. Nou as ons na Dawid se kyk, weet jy wat, sy grootste geveg was nie Saul of Absalom nie. Dit was sy gedagtes. As ons daai psalms gelees het in die begin geskryf het, wat hy gedink het. Maar elke keer het hy
oor hy gedagtes geheers. En ons kan dit sien aan Psalm 13. Hoe lank, Here, sê my altyd deur vergeet, hoe lank sal u aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne berou my siel met kommer my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Moenie vir my sê, hy het nie daarin gedink dag vir dag. Daar sê hy dit. Dag vir dag loop ek met hierdie bekommernis, met hierdie ding. Dit was sy gedagtes. Dit is waar sy stryd is. En ek wil vir jou sê, jou stryd is ook in jou gedagtes. Dis waar sy geveg lê. Sy geveg lê in sy siel. Sy wil, sy intellek en emosies. Dis waar sy geveg gelê het. En dit is nie buite daar op die oorlogsveld gewees waar sy fight was nie. Dit was binne in hom. En weet jy wat, hy het nie vir sy lewe gevlug nie. Kan ek jou iets vertel, hy het vir sy vrede geveg. Hy het vir sy vrede geveg. In sy psalms kan ons dit sien, hy het daai innerlike stryd gehad, hy het gefight vir die vrede, vir God se vrede in hom, om God se vrede te kan vind. Psalm na psalm na psalm wat Dawid geskryf het, gaan kyk, begin met chaos, begin met probleme, begin met stryd, maar gaan kyk hoe eindig dit. Dis hoe ek vir jou gesê het, ek lees vir jou net die begin van die psalms, gaan lees die res. Dit eindig met lofprysing. Want Dawid se fight was in sy eie gedagtes. Hy moes geveg het in sy eie gedagtes. Ek wil eintlik vir jou sê, as ons gaan kyk na sy, ek wil eintlik so stel, sy situasies het nie noodwendig verander nie. Maar sy perspektief het verander. Dit toe hy na sy situasies gekyk het. Dit toe hy dit gesien het. Dis wat verander het. En wat ook interessant is, as ons gaan lees van hierdie psalms, dit is nie getuienisse van uitkoms hoe die Here hom uitgehelp het. Asof ons nou net het gelees. Hy skryf het terwyl hy in stryd is, en aan die einde dan sê hy, maar die Here het my verlos. Terwyl hy in stryd is, was hy nog nie verlos nie. Dit was nie psalms van uitkoms nie. Maar weet jy waarvan was dit 'n getuienis? Dit was 'n getuienis van 'n ontmoeting met die Here. Want hy het in elke ene het hy 'n ontmoeting met die Here gehad. En Dawid skryf nie daar so God het my reeds gered nie. Maar weet jy wat skryf as jy nou elkeen mooi gaan lees? Dis sommer my eie woorde. God is hier. God is by my. Ek is nie alleen nie. En weet jy wat, as God by jou is, hoor gou wat ek vir jou sê, fokus nou. Luister hier, kyk na my. As God by jou is, verloor die toekoms sy dreigemente oor jou. Van meeste van ons lewe hier in die toekoms. Hier, oor môre. Dit is hoekom Jesus ook gesê het, wat kwel jy jou oor môre? Wat kwel jy jou oor môre? Môre het genoeg van sy eie drama. Jy weet nie as jy môre gaan sien nie, maar jy worry nou al oor môre. En sê, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Jesus se woorde, gelees al Matteus 5 en 6. En weet jy wat, as die Here by jou is, as God se Gees by jou is, ewe skielik verloor die dreigemente wat die toekoms my voorhou, verloor sy krag. Dis wat presies met Dawid gebeur het. Hy sit in daai situasies en hy beleef dit, maar tog sê hy, maar die Here het my verlos. Weet jy wat, die Here het my verlos uit die situasie, die Here het sy verstand, sy gees verlos. Die Here het my losgemaak van hierdie stryd. Daarom kon hy in hy grot, toe Saul daar lê, vir hulle sê, hoe kan ek my hand aan hom slaan? Ek het God se vrede in my, alhoewel hy my jaag.
My fight is nie teen vlees en bloed nie. Sien, dis ek om God te sê, dis 'n man se na my hart. En weet jy wat is die beste van alles? As ons na alles gaan kyk. God was stil gewees in baie kere. En ek het nou nog gesê, baie kere wanneer ons in sulke stryd is, dit voel of die Here my verlaat het, of die Here stil is. Maar weet jy wat? Daai stiltes, God se stiltes, ek wil eintlik sê God se stiltes, is nie leeg nie. Dit is een van die, as jy in Psalm 2 gaan, daai 3 vers 2 gaan lees, lees gou hierdie sin, dink vir jouself wat het deur sy kop gegaan. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Weet jy wat, dis baie regheid en baie rou en baie eerlik gesê. En weet jy wat, Dawid voel God is weg, hy voel alleen. En weet jy wat is die beste van alles? Hy was nie alleen nie, God was daar, hy skryf dit, hy sê dit in God se teenwoordigheid. Jy weet, dis eintlik 'n snaakse sê, maar hy kla by God oor God. As ek dit so kan sê. Maar weet jy wat? God maak nie sy mond toe en sê, shut up jy nie. Bly stil, hoe durf jy dit vir my sê nie? Weet jy wat? God sê dit in die Bybel. Ish. Hoekom? Want God verkies eerlike gebed bo perfekte gebed. Jesus leer dit vir sy disippels. As julle staan en bid, moenie 'n ydelle herhaling van woorde wees nie. Gaan in jou binnekamer, gaan bid jou Vader wat in die verborgene kan sien. Vat jou hart op jou hande na die Here toe. Dis wat God soek. God is 'n God van verhouding. Maar ek wil jou vandag iets sê, wie van julle het al gevoel, en as jy so sit in die stryd is en sê, ek voel vir my, God het my verlaat. Moenie skaam wees nie, ek gaan jou nie uithaal nie, ek wil vir jou iets demonstreer. Wie voel so? Ek voel so, baie male. Ek wil vir jou iets sê, en dan voel jy soos Jan Wurm. En jy het weer God geval. Jy het weer God teleurgestel. Ek wil vir jou vandag sê, die feit dat jy nog die stilte van God in jou lewe raak sien, of raak voel, beteken nog, jy staan daarom nog in verhouding met hom. Want jy mis hom as hy stil is. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? As jy onverskillig was, sou jy niks gevoel het nie. As jy weggestap het van die Here af, sou jy niks gevoel het nie. Jy sou God nie gemis het nie. Maar juist daai verlange na God, beteken jy voel sy afwesigheid. Jy voel sy stilte. En daarom wil ek vir jou sê, sy pyn, as ons kyk na Dawid, sy pyn, sy stryd wat hy beleef het, daai woorde wat hy daar gespreek het, dis hoekom die Here dit in die Bybel gesit het. Die Here het nie teen Dawid gehou nie. Want dit was eintlik 'n bewys van Dawid se nabyheid aan die Here. Dat hy God se stilte agtergekom het. Dat hy agtergekom het, God se stem is stil. Here, waar is hy? Hy het nie gevra om te vra, Here, waar is hy? Hoekom het jy my nie gelos? Dis so van, Here, waar is hy? Ek bid, maar daai kommunikasie is nie daar nie, daai koneksie is nie daar nie, Here. Ek mis daai koneksie. Dis hoekom die Here dit, die Here het hom nie uitgehaal daaroor nie. Dis juis 'n teken van 'n verhouding met God. Here, ek mis U. Ek verlang na U. As jy 'n geliefde, hoe kan ek sê, ons leef baie male verby mekaar. Na 'n ruk, dan sê jy sê, weet jy wat, yes, ek verlang na hierdie persoon. Net om te gesels, net om bietjie te praat, net om bietjie, dis 'n teken van verhouding. En Dawid se pyn en daai stryd wat hy gesê, was eintlik 'n teken van, en 'n bewys van die nabyheid van die Here. Hoe naby aan die Here geleef het. En ek wil vir jou sê, God se stiltes is nie leë kamers nie, dis nie 'n leë vertrek waar jy net sit en wag vir 'n antwoord. Weet jy wat, dit is 'n wagkamer, dat God sy plan in jou lewe sal volbring. Want hy gaan.
En kyk wat skryf hy in Psalm 27. En ek wil vir julle hierdie nou moet jy mooi verduidelik. Want dit is 'n baie interessante ding wat hy hierso sê. En dan gaan dit vir 'n bietjie die Hebreëus uit verduidelik. Psalm 27 vers 14 sê hy daarso, wag op die Here. Wat wil hy sê? Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Nou daai wag, wat hy Jesus sê, wag op die Here, is nie 'n passiewe, ek sê daar, okay Here, doen nou die ding nie. Dis nie wat dit beteken nie. En dis die mentaliteit wat die mens vandag het. Okay, ek los dit nou. Ek Here, antwoord nou. Hierdie wat hy praat van wag, is nie 'n passief nie, dis 'n aktiewe woord. Dis 'n in Hebreëus is dit die woord kava. Kavav. Nee, kavav. Nou, kavav beteken as ek dit so wil sê. Ek gaan dit vir julle in Engels lees. Want ek gaan dit hier so oopmaak. Hy sê, okay, is kavav. Hy sê it's a primitive root to bind together perhaps by twisting, that is collect, figuratively to expect. Gather, together, look patiently, tarry, wait, for or upon. So dis 'n gespanne verwagting. Dis 'n gespanne verwagting. Dis nie net 'n passiewe sit. Dis so van, right Here, ons gaan beweeg. Dinge gaan gebeur. Dis 'n gespanne verwagting met geduld. En dis hoekom hy sê wag op die Here. Hoekom sal hy dan met 'n gespanne verwagting, hoekom sal hy sê, wag met 'n gespanne verwagting, as ek dit so kan sê? Want God gaan beweeg. God sal beweeg. God sal sy plan volbring. Ek wil eintlik vir jou so stel. Kom ek gaan dit vir jou maklik verduidelik. So jammer, my gitaar is nou nie hier so voor nie. Kom ek dit vir jou mooi verduidelik het. Om vir jou mooi te verduidelik wat hy praat van wag op die Here. Jy's in 'n situasie. Daai gitaar se snare word gedraai. Nou veral as jy en daai snare word styf gespan. In die begin as jy die snare opsit, as 'n nuwe snare is, hang hy snare pap. Maar dan draai hom al stywer, al stywer, al stywer. Daai snare begin te rek. En hy draai al stywer en stywer. Dit voel naderhand as jy hom draai, daai ding is styf. Hey, hierdie ding gaan breek. Hierdie ding gaan uitmekaar uittrek. Hy gaan skeur, hy gaan breek. Hy word getwist, hy word getrek, hy word gerek. Hy word onder spanning gesit, hy verkeer onder geweldige spanning en druk. En dan, daai snaar sal gedink het, hey, ek is besig om te breek. Hierdie ou is besig om my te breek. Want hy trek my al stywer, al stywer, al stywer. Tot op 'n punt. En dan as jy snaar trek, dan kom die mooiste noot daarby. Die tuner was nie besig om jou te breek nie. Hy was besig om jou te fine-tune. Dat jy 'n mooi klank na vore kan bring. En dis wat in ons omstandighede gewoonlik vir ons so lyk. Here, hierdie druk, hierdie spanning, hierdie goed, ek kan dit nie meer handle nie. Here, ek wil vlug, ek wil in die grotte gaan sit. Here, ek wil. En ek sit onder hierdie ding en ek voel, Here, ek word getrek, ek kan nie meer nie. Here, ek gaan gebreek word. Wat is hy eintlik besig om te doen? En dan roep Here, waar is hy? Dus hy snaar as my vraai tuner sê, hey, hou nou op. Maar tot die plan volbring is, en hy nou trek, kom die suiwerste klank na vore. En Dawid ontdek iets groter as uitkoms in daai grot. Weet jy wat ontdek hy daar? Hy ontdek God self. Hy vind God. En dis waar hy Psalm 23 skryf, daar by En-Gedi. Terwyl hy vlug vir Saul. Vlug en hy gaan kruip weg in En-Gedi. In hy grot. By hy waterval. By hy oase in die middel van die woestyn. Maar terwyl, nog voordat hy daar gekom het waar hy gesê, die Here is my herder, ek kom en skop en hy by na waters waar rus is, lei my in. Weet jy wat hy sê daar in die gedeelte van vers 4?
al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, sal ek geen onheil vrees nie. Weet jy, hy het gevlug, die dal van doodskade wee, is in Jerusalem, dis daar deur die Hinomvallei. Al vlug ek deur die dal van doodskade, terwyl hy gevlug het, al gaan ek deur hierdie dal van doodskade wee, al vlug ek, al hardloop ek, al doen ek wat, al is alles hier teen my, al is hierdie stryd so groot, dat besig is om my onder te kry. Hy sê, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Hoor dit wat hy sê nie, ek sal nie deur 'n dal van doodskade wee gaan nie. O, die Here is my herder, ek sal nie deur 'n dal van doodskade wee gaan nie. Hy sê nee, al gaan ek deur, is ek nie alleen nie. I'm not alone. En God se beloftes was nooit, ek wil eintlik sê, 'n dalvrye, doodsvallei-vrye lewe nie. Maar is 'n dal wat gevul is met God se teenwoordigheid. Hy beweeg saam met jou deur daai dal. En hy sal saam met jou daai pad stap. En ons wil baie maklik hê God met die pad verander. God met 'n ander weg gee. Maar weet jy wat doen hy eintlik? Hy verander nie die pad nie, maar hy verander wie saam met jou die pad stap. En dit verander alles. You're not walking alone. You're not in the battle alone. Jy is nie alleen in die stryd nie. Want weet jy wat? 'n dal van doodskade weet waardeur jy beweeg en die Here stap saam met jou, word 'n pelgrimstog. Ek wil dit so sê. Wat is 'n pelgrimstog? Dit is 'n reis om te groei. Dis nie 'n pad van vlug nie. Die pad wat jy besig is om te loop, die stryd in jou lewe, daai ding is nie 'n pad van om wat jou wil verwoes nie. Dis 'n pad van groei. Dis 'n pelgrimstog waar die Here jou wil laat groei. Ons like dit nie om in die battles te wees nie. Ons like dit nie om in die stryd te wees nie. Want 'n dal waar God nie is, die word 'n gevangenis. Hoor my wat ek vir jou sê. En jy kom nie daaruit nie. Daarom, as jy daai dal stap en die Here stap saam met jou, word dit 'n pelgrimstog. En kom ek vir jou sê, Dawid, as ons kyk na Dawid se psalms, gaan na Psalm 56 toe, né? Dawid se sekerheid, sy versekering, was nie in sy toekoms gewees nie. Hy het nie geweet wat vir hom wag nie. Maar weet jy waar was sy sekerheid gewees? Sy sekerheid was in God se karakter, wie God is. Hy het geweet wie God is. En in Psalm 56 sien ons dit. Daar vers 4, die dag as ek vrees, wat dit sê, sal ek op u vertrou. Deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie, wat kan vlees my doen? Wat probeer hy daarby sê? Wat is die ergste wat hulle aan my kan doen? Wat is die ergste wat kan gebeur? Waarvoor vrees ek? Ek sal op die Here vertrou. Want hy weet, sy toekoms is in God se hand. En wat ook al die toekoms inhou, God se karakter kan nie verander nie. En hoor wat hy sê? Hy sê nie, as ek nie vrees nie. Hy sê, wanneer ek vrees. Het Dawid gevrees? Luister daar, vers 4. Die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Het Dawid vrees gehad? Ja. Het hy geworry? Het hy die vorige psalm gesê, Here, dag na dag loop ek met hierdie stryd in my? Maar hy het gesê, die dag wanneer dit sal gebeur, sal ek op u vertrou. Deur God sal ek sy woord prys.
Ek vertrou op God, ek vrees nie, wat kan vlees my doen? Kyk die verandering. Die stryd was in sy gedagtes. Hy sê nie, hy vrees nie, hy sê, wanneer ek vrees, Here. So dis nie 'n geloof wat nie emosies het nie. Dis 'n geloof wat emosies oorleef. En oorheers. Hoor jy wat ek sê? Dis 'n geloof wat emosies oorheers. En dit was Dawid se geheim. Hy het nie gewag om sterk te voel voordat hy vertrou het nie. Hy het juis vertrou toe hy swak gevoel het. Maak dit sin? Gaan dit weer sê, hy het nie gewag om sterk te voel voordat hy vertrou het nie. Hy het vertrou terwyl hy swak was. En weet jy wat doen vrees? Vrees kyk na jou toekoms. En vrees probeer voorspel wat verkeerd kan gaan. Kom ons wees nou maar eerlik. En dis wat vrees doen. Jy worry oor wat kan verkeerd gaan, wat gaan verkeerd gaan, wat jy sien, en dis wat vrees doen. Dit saai hierdie scenario, wat gaan verkeerd gaan. Dit voorspel vir jou wat gaan verkeerd gaan. En dit vul jou gedagtes met al hierdie moontlikhede, met al hierdie omstandighede, met al hierdie scenario's, met al hierdie dinge wat verkeerd gaan. Dis wat nou môre gaan gebeur. En wat gebeur dan? Dan kom jy by die punt waar Dawid gesê het, Here, ek vrees. Maar weet jy wat? Geloof begin nie by, Here, wat kan gebeur nie. Weet jy waar begin geloof? Geloof begin as jy besef wie by jou is, ongeag wat gebeur. Dis wat geloof en vertroue is. As jy besef wie by jou is, ongeag wat gebeur. Want jy sien, vrees fokus op die uitkomste en op die situasies wat jy nie kan beheer nie. Glo my, ek beleef dit baie in my lewe. Jy vrees oor dinge wat jy nie kan beheer nie, terwyl jy waar jy geen beheer het nie, dis wat vrees doen. Maar wat doen geloof? Geloof fokus op God se karakter. God is onveranderbaar. Hy is saam met jou in daai stryd. Ongeag wat die uitkoms gaan wees, God gaan saam met jou wees. En dis wat ek veel sê, geloof verander nie noodwendig altyd die moontlikhede nie. Of dit gaan gebeur nie. Dis nie wat geloof doen nie. Want mense het gewoonlik die mentaliteit om te sê, deur geloof gaan hulle nou die omstandighede verander. Dit is nie noodwendig wat gebeur nie. Maar geloof verander die perspektief waarna jy kyk. Die perspektief vanuit die rigting uit waarna jy na jou situasie kyk. Dis wat geloof doen. In plaas van om te fokus op die toekoms wat vrees saai, wat sê, probeer voorspel wat verkeerd kan gaan, verander geloof jou perspektief. Van die perspektief van wie by jou is, God se karakter. Sy karakter is onveranderlik. En hy verander die perspektief waarna jy kyk. En dit was die grootste geheim van Dawid se lewe. Weet jy wat skryf hy? En nou, hierdie is nogal interessant, jy mag op in Psalm 119, ons gaan daarmee die hele Psalm lees, dis die langste Psalm in die Bybel. Ons lees hom gewoonlik as ons mense doop en hulle onder die water druk, dan doen ons hom, dan lees ons op so 2 keer, maar, nee, is dit 'n grappie, maar, die grootste geheim van Dawid se lewe, hoor nou baie mooi wat ek nou gaan sê, Dawid het nie sy pyn vermors nie. Dink wat probeer hy daarby sê? Hy het nie sy pyn vermors nie, hy het nie sy swaar kry, sy stryd vermors nie. Hoor hy skryf hy daar so op Psalm 119 vers 71. Hierdie moet jy sommer in jou Bybel vir highlight. Hoor hy skryf hy: Dit is goed vir my
dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Hoor dit sê hy, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer. Sien nie verander die perspektief. Here, dit is goed dat ek in hy stryd is. Dit is goed dat ek in hy stryd was. Dit is goed dat ek hierdie stryd beleef. Dit is goed dat ek hierdie moeilike omstandighede, hierdie dinge beleef. Want vrees wys by die moontlikhede wat kan verkeerd gaan. Geloof verander my perspektief hoe ek daarna kyk. Here, dit is goed dat ek in hierdie omstandighede is, want so leer ek u insettinge. Here, so bou u my en vorm u my karakter en leer ek u weg en u weë. En wie sê dit daar? Wie sê dit? En wanneer het hy dit gesê? Wanneer het hy dit gesê? Weet jy wat? Toe hy 'n koning was. Toe hy 'n koning was. Toe hy 'n koning was, kyk hy terug. Toe daai stryd verby was, kyk hy terug. En hy sê, dit is goed dat die dinge met my gebeur het. Hæ? Dit lyk dalk nie vir jou nou, die stryd wat jy beleef, die vrees wat jy het, die omstandighede wat jy het, die situasies waarin jy is, dit lyk dalk nie nou vir jou so nie. Maar God is besig om te werk in jou lewe. En jy moet jou fokus afhaal van die what ifs. En jy moet begin vertrou in God se karakter. En hom toelaat om jou te vorm en jou te bou. En hom toelaat om sy wil in jou lewe te laat geskied. En Dawid skryf, hy kyk terug, dit was goed dat ek deurgegaan het waardeur ek gegaan het. Dit was nie lekker nie, dit was nie maklik nie, maar dit was goed. Weet jy wat, God se doel was nie vir jou om seer, verlies, pyn, ongemak, onreg, al daai goed is om jou dit te laat vermy nie. Dit is nie God se plan nie. Maar God se plan is om daai goeters te omskep in jou lewe. Om iets in jou te verander. Want weet jy wat, Dawid se pyn en sy seer en sy vrees en sy bekommernis het psalms geword, wat ek en jy vandag nog lees. Sy trane het aanbidding geword. Weet jy wat, sy vlug het ons teologie geword vandag. Dit is goed dat dit gebeur het. En vandag, duisende jare later, lees ons nog van sy donkerste oomblikke in sy lewe. En weet jy wat, dit bring lig vir my en vir jou. Sy donkerste tyd bring lig vir my en vir jou. En ek wil vir jou sê, hoor my mooi, God werk nie net vir jou nie, in jou situasie nie, maar hy werk deur jou. En weet jy wat is ook vir my so mooi van Dawid se psalms, wat hy nie eens besef het nie? Sy psalms was so profeties. Maak vir my op Psalm 22. Dawid, terwyl hy bid, terwyl hy kla, terwyl hy sing, vertel hy nie, ek klink net sy storie nie. Dit wys vooruit na Jesus. En dit wat Jesus aan die kruis sou sê. Terwyl Jesus aan die kruis gehang het, dan sê die mense, hierdie volgende, sê die mense, ja, God het hom verlaat. Want hy het gesê aan die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Weet jy wat, interessant van daai psalm, Jesus het nie gesê omdat God hom verlaat het nie. Hy het verwys na Dawid.
Want Dawid het vooruit gesien waardeur hy moes gaan. Want dit waardeur hy gegaan het, is waardeur hy sou gegaan het. En Dawid skryf daar op Psalm 22, daar vanaf vers 2. Kyk wat skryf hy hier. Luister wat skryf hy. Ons gaan na hele Psalm lees. Luister wat sê hy. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. En snags, ek kan nie swyg nie. Tog is U die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou, hulle vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien spot met my, hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaag in hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af is U my God. Wees nie ver van my nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beendere kan ek tel, hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie. My sterkte maak tog gou om my te help. Toe Jesus aan my kruis hang, toe hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Het hy dit nie gesê omdat God hom verlaat het nie. Hy het Dawid gekwoteer. Hy het gesê, Here, kyk wat hier voor my afspeel. Presies wat Dawid gesien het. Presies waar hy gegaan het. Presies wat Dawid geskryf het, profeties geskryf het. Stier het my omsingel, het my hande en my voete deurgrawe. My ingewande is los. Hulle het hom geslaan dat hy sy ingewande kon sien. Hulle het met lot oor my klere gewerp. My tong is droog en my verhinderd. Jesus gesê, ek het dors. Hulle het die spot met hom gedryf gesê, as Here behaag het, laat hy hom red. Nou ja, red jouself van hy kruis af. Alles 100% profeties vervul. Jy sien, Dawid se stryd het profeties geword. En Dawid se donker woorde, daai woorde wat hy daar gesê het, weet jy wat, het Jesus 'n werklikheid geword. En weet jy hoekom? Sodat ons donkerte wat ons beleef, nooit Gods verlating hoef te wees nie. Dat juis in ons donkerste tyd ons nie Gods verlate sal wees nie. Want Jesus het daai psalm van verlatendheid geleef. Sodat ek en jy die psalm van teenwoordigheid kan leef. Want God is teenwoordig in ons lewe. En dis hoekom Dawid kon sê, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. En weet jy wat? Net toe hy dit gesê het, eeuwe daarna, het God letterlik onder ons kom woon. En nou, as ons na hierdie psalms lees, sien ons, Dawid was nie 'n man wat altyd geweet het hoe dinge gaan uitdraai nie. Hy het nie geweet hoe dinge gaan uitspeel nie. Maar hy het een ding geweet, hy het geweet wie saam met hom was. En dit is die grootste geheim van die psalms. Die psalms leer jy nie hoe om alles te verstaan of om sin te maak uit die stryd wat jy beleef. En hoe om sin te maak van alles wat met jou gebeur nie. Maar weet jy wat leer die psalms ons? Hoe om God te vind, terwyl jy dit nie verstaan nie. Want Dawid het geleer in daai grot hoe om God te vind, terwyl hy nie verstaan het wat besig is om te gebeur nie. En Dawid het deur baie gegaan.
En weet jy, as ons gaan kyk, die grootste ding, of die merkwaardigste ding is nie wat hy deurgegaan het nie. Maar is hoe hy God in elkeen gevind het. Hy het God gevind in die grot. Hy het God gevind in die vlug. Hy het God gevind in die wag. Hy het God gevind in die stilte. Hy het God gevind in die vrees. En daarom eindig Psalm 13. Nie daar met daai oplossing van sy probleem nie. Want terwyl hy besig was om daai Psalm te skryf, terwyl hy in daai stryd was, eindig die Psalm met 'n lied. Vers 6, maar ek op die goedertierendheid vertrou ek. My hart sal juig oor die, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Hoor wat hy sê? Nie omdat hy my situasies verander het nie, maar omdat hy daar was saam met my in die stryd. Daarom wil ek sing. Ek wil sing, Here, ek wil U naam groot maak, ek wil U prys, want U is saam met my in hierdie stryd. Nie omdat my situasies verander het nie, maar omdat U saam met my is. En wanneer God daar is, en wanneer jy weet God is saam met jou, dan kan jy ook sing en jy kan ook rus in sy vrede. Here, ek hoef nie te vrees vir die dag van môre nie. Ek kan nou rus, want ek weet U is met my. U dra my. U stap hierdie pad saam met my. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie, maak nie saak hoe hard dit is nie. En weet jy, jare daarna, maak my op in Psalm 127, ek gaan daarmee afsluit. Psalm 127 skryf Salomo, sy seun. Nou Salomo was die wysste man in die Bybel. En ek dink hy het nogal baie by Dawid geleer. Want Dawid moes hierdie goeters tog met Salomo gedeel het. En iets wat interessant is wat Salomo skryf, glo ek het hy geleer by sy pa. Van in Psalm 127 vers 1 en 2 skryf hy, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat oopbly brood van smarte eet, dan sê hy net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Hy sê, weet jy wat, ek kan rustig slaap, want God seën my. God is met my. Hy sluimer en slaap nie. As hy die stad nie bou nie, as hy my huis nie bou nie, as hy my nie vorm en my nie bou nie, te vergeefs draai ek, te vergeefs probeer ek, te vergeefs fight ek hierdie battle. As God nie my battle fight nie, te vergeefs fight ek die battle. As God hierdie pad saam met my stap nie, te vergeefs stap ek hierdie pad. Maar ek kan een ding weet, as God die pad saam met my stap, as God my huis bou, as God my anker is, as hy saam met my is, weet jy wat, ek kan rustig slaap in sy teenwoordigheid, want hy seën sy beminde terwyl hulle slaap. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak wat se stryd jy beleef nie, maak nie saak waardeur jy gaan nie, maak nie saak wat se omstandighede jy beleef nie. God is besig om jou te vorm, maar jy moet bereid wees om gevorm te word. As jy nie wil submit om gevorm te word, jy hoor of jy sê, jy gaan in daai gat bly, jy gaan in daai dal bly. As jy God kan vind in daai dal, en in daai grot, dis nie noodwendig dat jou situasie gaan verander nie, maar God wil jou verander. En hoor vandag wat ek vir jou sê. Daar kom 'n tyd wat jy 'n keuse sal moet maak. Los ek die stryd vir die Here en ek stap die pad saam met hom. Of gaan ek daai dal van doodskade weer in daai grot alleen invlug sonder hom? Die uiteinde gaan nie goed wees nie. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As God in jou huwelik is nie, te vergeefs werk dit.
As God nie in jou finansies is nie, te vergeefs werk dit. As God nie in jou werk is nie, te vergeefs bou jy daaraan. As God nie in jou huishouding is nie, te vergeefs werk jy daaraan. As God nie deel is van jou lewe nie, te vergeefs fight jy. Jy fight a losing battle. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat oop bly. Jy wil jouself doodwerk. Te vergeefs doen jy dit. As God nie daar in jou lewe is, dit beteken niks. Net so goed gee dit in sy beminde en sy slaap. Jy sal moet die keuse maak, wil jy stap die Here die pad saam met jou? Of nie? Jy sien die stryd in ons lewe, en dit is die geheim van Dawid se psalms. Was nie net 'n uitroep na God vir hulp nie. Dit was om God te vind in die grot, in die stryd. Amen. Vader, vanmôre wil ek bid en ek wil vra, Here, elkeen van ons wat in stryd sit, Here, wat 'n stryd dit ook al mag wees. U ken elkeen van ons. U weet alles van ons. Niks is vir u verborge nie. Here, my gebed vanmôre is dat ons u sal soek in ons stryd. Here, dat ons nie net sal bid, Here, verander my situasie nie, maar dat ons sal bid, Here, verander my. Here, dat ons sal groei, dat ons sal verander. Dat ons ook u lig kan dra. Dat ons ook u vrug van die Gees kan dra. Here, die stryd is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd 'n lekker plek om te wees nie, Here. Dit is 'n plek waar ons voel ons verloor. Dit is 'n plek waar ons voel, Here, alles is teen ons. Dit is 'n plek van verlatenheid, van eensaamheid, van stryd. Maar Here, ek wil vandag bid dat ons u vrede sal vind. Dat ons sal rustig sal word in u vrede. En Here, wanneer u vrede oor ons kom, en die vrede met ons is, en ons besef u is met ons, weet ons, Here, ons kan daai pad stap. Want ongeag wat die toekoms inhou, u is met ons, en dis al wat saak maak. En Vader, daarom wil ek ook bid, dat u elkeen ook sal aanraak. Here, dat die Heilige Gees ook met elkeen sal wees. En Here, dat elkeen sal bewus wees van u teenwoordigheid, dat elkeen u sal soek met opregte hart. Net soos Dawid, Here. Dat ons nie vaskyk in ons stryd en ons omstandighede. Here, en ons kan dit ook sien in die psalms, Here, dit was nie asof hy dit geïgnoreer het nie. Maar Here, hy het u gesoek in daai stryd. En daarom wil ek ook bid, Here, dat ons in die stryd wat ons beleef, u sal soek en u vrede sal vind. Ek bid, Here, dat u ook sal uitkoms gee, daar waar uitkoms nodig is, Here. Dat u ook sal intree en hierdie pad saam met elkeen van ons sal stap. Ek bid dit in Jesus naam.